Goeienaand. Baie welkom ook vanaand hierdie donderdag aand. Is lekker om ook weer saam met julle te kuier. Goeienaand en baie welkom. Ja, hier is ons alweer op 'n donderdag aand. Vinnig gaan die tyd, maar baie welkom aan elkeen wat saam met ons kuier en saam met ons bid. Dit is regtig altyd lekker om hier te wees. Ja, die tyd gaan nogals vinnig. 'n Mens probeer 'n paar goed inwerk in 'n week en as jy sien dat jy by 'n paar goed nie uitgekom nie. Ja. En dan is dit nou maar net so, né? Dan moet jy nou maar weer probeer volgende week. Ja. Maar elkeen is welkom ook vanaand. Daar is mense wat al op is, ek kan ongelukkig nog net nie sien Skus, ons is nou wat die name is nie. Alet Swanepoel en Charlotte, baie welkom. Welkom julle, so lank. Het is lekker om julle weer aanlyn te hê. Charlotte, het julle toe George toe gegaan. En Delise Marks, baie welkom ook vir jou. Ek het gesien jy sê jy het gesukkel om op te kom, Delise. Ek het gewonder hoekom, ek kon ook self nou nie verstaan het nie, maar welkom, lyk my ons is weer uitgesorteer. Hallo Pieter, is julle terug van die Kaap af? Of kyk julle van daar af? Dis te lekker om julle ook nou hier op te hê vanaand. So baie welkom aan elkeen van julle sover. So ons wag nog vir so 'n paar om te kyk wie sien ons vanaand hier. Clarissa, baie welkom Clarissa. Hoe gaan dit met jou? Is die operasie al afgehandel? Maar ons bid ook intussen nog steeds vir jou. Trudy de Beson, baie welkom ook hier. Lekker om Ja, het is lekker om die name so te sien verbykom en dan voel dit soos ou vriende, né? Ja, ou vriende. Ja. Goeie ou vriende. Absoluut. Ja, dis baie lekker. Johnny Cook, daar uit Saudi, baie welkom vir julle ook. Ja, hier sal nou ons kyk vandag juist na Dubai. Want daar ek dink dit is 'n scam. Dit is so goedkoop om Dubai toe te gaan. Ek dink dit sal duurder kos met 'n kameel, maar hierdie vliegtuigkaartjies lyk net vir my bietjie. Toe sê ons sommer maar dan moet ons sommer daar by julle gou stop en ek weet nie wat drinke mense in Dubai nie. Kameelmelk. Kameelmelk of wat? Nou ja. Maar ja, ons vermoed daar is 'n scam. Ja. So ons is nog steeds hier. Nog geen verdere beplanning gedoen nie. Pieter sê, nou ons het 'n winderige strand, ja. Die strand is altyd winderig. Op sekere tye van die oggend wat dit lekker is en dan is dit so, dan baie die wind. Maar ons geniet die strand. Ja, met wind en al. Ja, die mooi van dit, daai lang strand is net so mooi. Goed, Clarissa sê sy sukkel nog met Charlotte sê sy sukkel met longontsteking en Clarissa het gesê sy spook nog met die mediese fonds. Julle, en ek dink dit is 'n algemene ding dat 'n mens so deesdae sukkel met mediese fondse. Al meer mense sukkel net om pre-authorizations te kry en so aan. Ons het ook nou die afgelope tyd weer gesukkel. Maar so dankbaar, julle is reg. Dankie Marie, baie welkom Marie vir jou ook. En dis ek dink ons kan ons kyk vanaand so 'n bietjie na die 3de hoofstuk van Johannes. Nou dis Johannes, dis nie 1 Johannes nie, dis Johannes 3 en hierdie hoofstuk begin waar daar 'n fariseer met die naam Nikodemus 'n afspraak reël met Jesus. En hy gaan sien hom in die middel van die nag, want dit sou nou nie baie goed gewees het as die ander fariseërs weet dat hy Jesus sien nie, want Jesus was nou nie die gewildste persoon onder die fariseërs nie, né? Hallo Marina en Erna en Hantie. Pieter, is ons kleine seentjie ook daar? Hallo Simon. Hallo Simon. En ek sê hallo vir Boetie. Hallo Ilana. Hoe gaan dit met jou? Het jy daarom al 'n koper? Ons dink aan jou ook in hierdie tyd. Ja, ekskuus. Ja, en so Nikodemus gaan vra vir Jesus, want dis 'n klomp goed wat gebeur wat hy eenvoudig net nie verstaan nie. Hy verstaan nie die wonderwerke nie, hy verstaan nie Jesus sê hy bring 'n nuwe koninkryk nie, en dan praat hulle oor die koninkryk en Jesus sê vir hom hoe mense in hierdie koninkryk kan kom en steeds verstaan hy nie. En as 'n mens dan daarvan vers 10 af kyk, dan sê Jesus vir hom 'n paar goed.
Maar hy sê onder andere hierdie een vers wat ek glo mense van alle ouderdomme waarskynlik ken. As jy hom nie ken nie, dan gaan vanaand en leer hom. Ek sê gewoonlik vir my belydensklas, as ek jou 3 uur die oggend wakker maak en ek sê vir jou, wat staan in Johannes 3 vers 16, dan moet jy vir my kan sê, né? Ja. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is die goue teks van die Bybel, glo ek. Dit begin by God, eindig met die lewe, en dit word van ons gevra om dieselfde te doen. As jy niks van die Bybel weet nie, gaan lees hierdie vers. As jy alles van die Bybel weet, gaan lees hom ook as 'n herinnering. Want hier word gesê die essensie van die evangelie. Dit is die alfabet van genade. Skryf iemand. God se liefdesverklaring vir die wêreld. En uiteindelik ook God se liefdesverklaring vir jou. God het die wêreld so lief gehad. Hierdie vers begin met die woord God. God se naam. Die goeie nuus begin by God. Sy hart het mense lief. Hy is 'n genadige God. Die tweede deel verstaan ek nie altyd lekker nie. Lief vir die wêreld. Hierdie wêreld waarin ons bly, hierdie wêreld waar mense mekaar verneek, mense mekaar se harte breek en hulle hoop verslind en hulle drome steel. Hierdie wêreld waar ons mekaar mishandel en misverstaan. Maar God het lief. En hy het die wêreld so lief dat hy gegee het. Nie 'n nuwe verklaring nie, nie nuwe wette nie, nie nuwe reëls nie. Hy het sy enige gebore seun gegee. 'n Vlees omhulde God. Dis wat hy gegee het. En ons weet dat Jesus ook God is. So God gee eintlik homself. Hoekom? Sodat elkeen wat glo, nie verlore sal gaan nie. Dis 'n aangrypende vers hierdie. Ons wonder baie keer oor die woord liefde, want as ons kyk hoe mense ons liefhet, dan dink ons nee, man, dit kan nie, hierdie woord liefde is dalk te sterk. En ons gebruik die liefde mos nou vir enigiets, né? Ek is lief vir jou, en ek is lief vir melktert, en ek is lief vir Ja, dis 'n woord wat ons eintlik maklik rondgooi en ons verstaan gooi nie dit net meer rond, eintlik die diepte van hierdie woord nie en wat dit eintlik vir God beteken het nie. Die diepte van die verhouding wat hy eintlik van elkeen van ons verlang en wat hy met elkeen van ons begeer. En hierdie gedeelte kom sê net eenvoudig wat daardie liefde is, en ek dink net in ons verstand kan ons dit net nie beskryf nie, ons kan dit nie vasvat nie, ons sal dit net nooit kan verstaan nie. Ek dink ons skiet net altyd tekort aan woorde wat dit aanbetref. Ja, absoluut. Maar reg deur die Bybel kry ons hierdie konsep van liefde wat die Here vir sy volk het. As 'n mens byvoorbeeld gaan kyk in Deuteronomium 10 vers 15 sê hy, en tog het die Here sy liefde aan jou voorvaders betoon. En nou die interessante woord hierso van die woord liefde is die Hebreëse woord hasak. En as ons nou nog 'n paar jaar aanhou, dan gaan ons almal Hebreëus ken. Hasak beteken vasgebind. So die Here bind homself aan sy volk. Dis my 'n vasgebinde liefde. Ja, dis so kragtig, nee. Dis soos 'n boei wat hier om jou is en dis niks wat hier tussenin kan kom eintlik nie. Dis net ons twee, hy en ek. Ja, jy kan probeer hardloop, hy's vas. Hy's vas, ek is vas. Ja. Dis my mind blowing eintlik hierdie. Ja, en so die Here het hom aan Israel vasgebind. En dink net die voorwerp van sy liefde, hy het homself aan ons vasgebind. God gaan jou nie laat gaan nie. Mense kan jou teleurgestel het. Mense kan hulle liefde vir jou verklaar het en dan weer teruggetrek het. Né? Maar God het homself aan jou vasgeboei.
Jy's konstant Ja. deel van wie hy is. Jy's konstant in sy teenwoordigheid eintlik. Dis hy. En dan kry mense weer 'n konsep van liefde, 'n ander tipe van konsep van liefde in Hosea. Hosea 3 vers 1 sê die Here het vir my gesê, gaan knoop weer 'n liefdesverhouding aan met 'n vrou wat vir ander mans lief is en egbreek pleeg, net soos die Israeliete vir wie ek die Here liefhet, ander gode aanhang. En Hosea was getroud met 'n vrou met die naam van Gomer. Maar Gomer het baie energie gehad. Sy het rondgeloop. En sy was met hierdie merkwaardige Hosea getroud. En sy het van die een man na die ander, ek weet nie wat sê mense, gegaan. Kom ons bly maar by die woord gegaan. Ja. Sy het haar lewe verwoes. Want sy het hierdie ander mans aangehaal. En Hosea het haar steeds lief gehad. Later gaan het so sleg met haar, sy word verkoop. En die Here sê, gaan koop haar terug. Ja. Dis ongelooflik. Ja. En dit sê eintlik net, dit gebeur dat ons van die Here af wegdwaal, dat ons ander gode het, dat ons ander dinge in sy plek sit. Tog sê hy, dis hoe ek jou lief het. Ja, ek sal jou weer terugvat. Ek sal jou weer elke terugvat. keer weer terugvat. Ek gaan jou terugvat. En ek vergewe jou elke Ja. keer weer, want dit is 'n as ek net na hierdie beeld van Hosea kyk en dan besef ek net eenvoudig hoeveel vergifnis moes gewees het om telkens te kom sê ek het jou lief en ek vat jou terug en dan loop ons weer weg en ek het jou lief en ek vat jou weer terug. So God het hierdie besluit gemaak. Dit is nie net 'n gevoel nie. Nee. Hy het hierdie besluit gemaak, 'n keuse, 'n aksie. Binne sy wil maak hy hierdie doelbewuste keuse om jou lief te hê en ons kan geen rede vind hoekom nie, behalwe dat dit in die natuur van God self is. Want God in Johannes 4 vers 7 sê, God is liefde. En God het jou so lief met hierdie onfeilbare, onblusbare liefde. Want so lief het God die wêreld gehad. Efesiërs 5 vers 2 skryf ook hoekom soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Waarvan ek hou is hoe Efesiërs 3 vers 18 en 19 die verskillende dimensies van God se liefde beskryf. Hy sê, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. God se liefde het 'n wyte, 'n lengte, 'n hoogte, 'n diepte. God se liefde is breed genoeg sodat hy almal op die aarde kan insluit. Sy liefde is lank genoeg dat dit nooit sal ophou nie. Sy liefde is hoog genoeg dat dit jou kan bereik waar jy ook al is en jou daarin toevou. Dis hoog genoeg sodat as jy in sonde is, jy onder die bloed van Jesus geplaas kan word. En dis diep genoeg en dit verwys na die intensiteit van sy liefde. Hy weet wat jy doen. Ten spyte daarvan het hy jou lief. Wil jy regtig weet hoe groot en hoe wyd is die Here se liefde? Dan kyk na 'n jong meisie wat swanger is. Binne in haar is God. Die God wat die heelal op die punt van sy vinger kan balanseer. Hoekom doen hy dit? Liefde. As ons weet mos nou, as iemand die liefde van Jesus ontdek, dan verander so 'n persoon se lewe heeltemal. Ja, totaal en al. Ja, as hy daarin begin drink, daai liefde van die Here. Ja. Nou ons sien man verraaiers en vroueslaanders en wat ook al, skelms, hoe hulle lewens heeltemal verander die oomblik as hulle die diepte van Christus se liefde daarin begin drink. God sou waarskynlik vir ons sê, wil jy regtig sien hoe lyk my liefde?
Gaan daar teen 'n heuwel uit, daar langs Jerusalem. Kyk na die bloed wat op die pad geval het. En dan kyk na die kruis. Dis hoe lief ek vir jou het. Kyk na die sweepgeskeurde spiere. Kyk na die bloed wat oor sy gesig stroom. Nou hoe sy lippe en sy oë toegeswel is. Hoor die spot. Dis hoe lief ek jou het. God se seun het vir jou gesterf. Dis hoe groot sy liefde is. Die Here kon vir ons enigiets gegee het. Hy kon vir ons 'n mooi boodskap gegee het. Hy kon vir ons 'n mooi lied gegee het en hy doen dit nog vandag. Maar hy het homself gegee. Daai selfde Efesiërs 5 vers 12 in 'n ander vertaling sê God die Seun het ons lief gehad en homself vir ons oorgegee as 'n geurende offer en 'n offer aan God. Dis hoe groot sy liefde vir ons is. Hy het die prys betaal. En nou die interessante, God het jou lief, maak nie saak of jy ryk of arm is nie, jonk of oud, God het jou lief. Maak nie saak of jy goed of sleg is nie, God het jou lief. Maak nie saak of jy in tronk was of nie, God het jou lief. Maak nie saak wat jy in die verlede gedoen het nie, God het jou lief. Jy is die voorwerp van God se liefde. Hy het jou lief met 'n ewige liefde. En dan verstaan 'n mens nie. Jy kan God se liefde weerstaan. Jy kan sê nee, dis nie vir my nie. God het jou lief. As 'n mens gaan kyk na die volgende gedeeltes daarin in Johannes 3, daar vers 18, hy sê, wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Kom ons sê dit in makliker taal. Wie in hom glo, as jy sy liefde aanvaar, gaan jy nie veroordeel word nie. As jy nie glo nie, as jy nie sy liefde aanvaar nie, is jy reeds veroordeel. En omdat jy nie in die enigste seun van God glo nie. En is absoluut net verniet. Hy gee dit so as 'n Hy gee dit geskenk verniet. en hy wil net elkeen van ons teen hom hê en by hom hê. Dis net 'n antwoord eintlik. Dis net 'n Ja, so daarom verstaan ek dit nie. As jy al hierdie kennis het, dit mag nie net by kennis bly nie. Jy kan nie net Johannes 3 vers 16 ken nie. Ja. Jy moet dit ook aanvaar vir jou lewe. Ja. En dan kry jy ook die belofte wat daaraan gekoppel is. Dan sal jy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe hê. Dalk voel jy in jou lewe dat jy dalk 'n honger het vir hierdie liefde. Want daar's diegene wat jou moes lief gehad het en hulle het nie. Daar's die wat jou kon lief hê, maar hulle wou nie. Dalk jy uitgestoot, eenkant toe geskuif, gelos met 'n gebroke hart, met baie vrae. En een van die vrae is daar hoegenaamd iemand wat vir my lief is? En al wat jy dan hoef te doen, is spits net jou ore. Dan sal jy hierdie stem uit die hemel uit hoor. Ek is vir jou lief. Jy is deel van my plan. Yes. So aanvaar hierdie liefde net weer opnuut en gaan lewe in hierdie liefde. Ja, amen. God stel verloor ek alles. Goed, ons gaan begin bid. En ek wil ek weet Christof het sy laaste gemo gehad. Praise Ja, God. ons is baie dankbaar daarvoor. Ons het 'n fotootjie gekry van klein Navia. Is dit hoe mense dit sê? Nevia. Ja. Navia. Ons gaan hom maar Navia noem. 2 jaar oud, in die hospitaal, hoë infeksietelling. Kom ons bid ook vir haar. So ek dink net dat ons net weer ons mense aan die Here se opdra. Ja, verseker. Ek dink ek het ook gesien dat hulle besig is met 'n backup buddy fonds vir Eliana. Dis Charlotte sal seker ook nou meer weet daarvan.
Maar ja, ek dink kom ons bid net vir almal. Ek het net ook hier 'n boodskap vir iemand. Ek sien iemand wat sit met 'n hand van jou is in verbande. En jy wonder soms, how authentic am I? En dit voel net vir jou partykeer, maar jy's fake, you're not real. Maar God wil net vanaand vir jou sê, you are real, you are mine. Jy jouself, of soos wat hierdie verbande om jou hand is, lyk dit ook asof jy jouself sommer net so toegedraai het, maar dis 'n halfuur in die geestelike, om jouself te beskerm en om jou hart te beskerm. Maar soos wat hierdie verbande so rondom jou toegedraai is dit net asof ek sien dat God hierdie bande vir jou gaan losmaak. Dit gaan net alles loskom, dit gaan alles afkom, want God wil net vir jou sê, soos wat hierdie ou denke van jou, en dit waarmee jy jouself gekastyd, en dit waarmee jy jouself pak slag gesê, gaan hy net kom afhaal, en hy gaan iets nuuts kom doen, hy gaan iets oorspronklik in jou laat ontwaak, hy gaan van jou 'n nuwe hart gee, en op hierdie nuwe hart gaan hy self skryf, en hy gaan daarop skryf, jy is myne. Jy is oorspronklik, you are not fake. I've made you in my image. Never forget, niks kan jou uit God se hand uitruk nie. En asof hy wil sê, ek ken jou sit en ek ken jou op Psalm 119, ek ken alles, ek ken jou denke, nog voordat jy het uitgespreek het, nog voordat die gedagte eintlik gevorm is asof God vir jou wil sê, hy weet dit, hy ken dit alreeds. En daar is niks wat in jou is, wat vir hom verborge is nie. So, hy soek na jou, hy sê, kom net, hy wag vir jou, kom net. En hy is die een wat vir jou gaan genesing bring. So mag jou genesing mooi wees. Wees geseënd. Dankie Here dat U altyd woorde het van bemoediging. En ons eer U daarvoor. En ons wil weer bid, Here, vir hierdie familie van ons. Party wat deur 'n moeilike tyd gaan, ander wat besig is om te herstel, ander wat vrae oor die lewe het. Ons wil elkeen weer net opnuut aan U opdra. En ons wil bid vir Linel en vir Anel Christo en vir Charlotte Wilmrans, vir Letitia, vir Elsie Vos. Dankie Here dat ons in besonder vir Charlotte met die longontsteking en alles wat U kan opdra. Elkeen ander ook, dat U vir hulle sal aanraak en dat hulle gesond sal wees. Ons gee vir U die eer dat Christof ook deur sy chemobehandeling is. En ons verklaar dit ook, Here, dat dit die laaste chemo sou wees. En dat hy gesond sal wees. En ons bid vir daardie gesondheid. Ons bid vir Annelien en vir Pieter, Marina de Vos en Marinda Leroux, Theresa. Here, U kinders wat van hulle bietjie deur 'n swaarder tyd gaan, ander al baie beter. En ons plaas hulle weer voor U. Ons bid vir Martin en vir Erna Pelser, Here, dat U in besonder ook met hulle sal wees en ook vir hulle sal versorg. Dat U self ook daar vir hulle sal genade en krag gee wat hulle elke dag nodig het. Dankie dat ons kan bid vir klein Eliana, Here. En ons bid dat U vir haar sal versorg. Sy wat so met 'n agterstand begin het in die lewe. Ons bid dat U dit vir haar sal omdraai. Ons bid vir Sonja en Kobus van Sail en Johan van Rooyen, Niels van Rensburg en vir Russell en Joan van der Berg en oom Mike. Ons kom net weer voor U, Here, en sê, raak hierdie kinders van U aan, Here. Ons bid steeds vir hulle genesing. Ons bid vir Elsie Pieterse en Isak Jonker, Velma de Kok en Elsie Baart en Marie Klaas en vir Elmarie. Here, waarvan hulle moet herstel en waarvan hulle baie siek is, bid ons, Here, versorg U self vir hulle en hou U vir hulle vas. Dankie dat ons steeds kan bid vir Trudy die Bison en vir Letty en Linda Vermeulen, Tannie Nora, Jonet en Andries, klein Leon en Auntie Gog. U ken elkeen by die naam, Here. U weet selfs as daar net 'n haar van hulle hoofde afval.
Daarom bid ons, hou vir hulle vas, ook in hulle tyd. Dankie dat ons steeds kan bid vir Ingrid Kuyhoed, dat U ook steeds vir haar sal versorg, genade sal skenk en genesing. En Here, ons bid vir klein Navia, dat U met haar sal wees, dat U self vir haar sal dra, dat haar die infeksietelling sal daal, dat sy spoedig weer huis toe sal kan gaan. So bid ons ook vir Henny en vir Elsie Ken en vir Jacques, en Tannie Audrey en vir Nicolien Tolmay en Anandi, en Karen en Susan Foyle. Ons bid, Here, dat U vir hulle sal vashou, dat U met hulle sal wees, dat U vir hulle genesing sal gee. Ons bid vir Jan en Alicia en vir Willem. En ons bid, Here, dat U Willem goedheid en guns sal toon. Vir Tannie Marie, wat ook sukkel met die Alzheimer's, Was van 'n Merwe en Tyra Ray. Ons bid vir Hein, so ook vir Christo en Hanley, dat U ook met hulle sal wees, en dat U hulle sal versorg, Here, in hierdie tyd waarin hulle is. Ons bid vir Clarissa, ook waar sy nog sukkel met die mediese fonds, dat dit ook spoedig opgeklaar sal word, Here, en dat sy die prosedure moet kry wat sy moet kry, dat sy gesond kan word, dat sy weer net kan aangaan. Skenk vir haar U genade en U krag wat sy nodig het. Ons bid steeds vir Marinda en hulle besigheid. Ons bid, Here, dat U self alles in die lig sal bring, die vir haar 'n stuk vrede sal gee, en dat dit met hulle goed sal gaan. Ons bid ook nog vir Marius, wat die hospitaalkieme opgetel het, dat dit ook sal wyk, en dat daar die tellings ook sal daal. Here, as ons ook die afgelope week weer die begroting van die land gehoor het, en ons besef hoeveel mense kry eintlik maar swaar, en hoeveel mense weet dit finansiëel nie goed gaan nie, wat ook nou weer geraak gaan word. Bid ons, Here, dat U seën oor hierdie land sal terugbring. Gee dat ons na U sal terugkeer. Gee dat ons as 'n land weer voor U sal buig. Totale aanbidding. En U sal erken as ons enigste Here. Help vir ons daarin, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 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 Ja. Ja, mag dit goed gaan met julle, 'n mooi week verder vir almal, wees geseënd. Ja, mag die Here met jou wees, mag jy sy liefde ervaar, mag jy die wyte en die diepte en die grootte en die lente en wat kan mens nog byvoeg van Jesus se liefde elke dag ervaar. Ja, sy omhelsing net elke dag ervaar. Ja, mag dit met julle goed gaan. As alles goed gaan, gesels ons weer volgende week met julle. Mooi. Totsiens.